jou geestelike vuur aan die brand. Kind van God, een van die gevaarlikste dinge wat met 'n gelowige kan gebeur, is nie altyd sonde nie, maar om jou geestelike vuur te verloor. Jy kan kerk toe gaan, jy kan steeds bid, jy kan steeds sing, maar diep binne het die passie begin afkoel. Die vyand gee nie altyd om as jy nie net godsdienstig is nie. Hy raak bekommerd wanneer jy vol vuur, vol geloof en vol passie vir Jesus is. Want 'n persoon met geestelike vuur bid anders, hy aanbid anders, hy glo anders, hy leef ook anders. Vandag wil God jou vuur weer aansteek. Die Here wil nie hê jy moet net bestaan nie, hy wil hê jy moet brand vir hom. Romeine 12 vers 11 sê, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. God sê, wees vurig van gees, nie lou nie, nie koud nie, maar aan die brand. Die vyand wil jou vuur uitblus. Die duiwel weet, hy kan baie skade doen aan 'n gelowige wat sy passie verloor het. Want wanneer passie sterf, dan raak gebed minder, aanbidding raak droog, geloof raak swak, jou dissipline verdwyn. Dis hoekom die vyand jou moeg wil maak. Hy wil jou ontmoedig, hy wil jou gedurig besig hou, hy wil jou laat fokus op jou probleme. Hy weet as jy jou vuur kan blus, kan hy jou krag steel. Maar vandag sê die Here, ek gee weer die vuur, steek weer die vuur binne in jou aan. Jy moet die vuur voed. Geen vuur bly aan die brand sonder brandstof nie. As jy ophou bid, ophou Bybel lees, ophou aanbid, gaan die vuur binne in jou doodgaan. Baie mense wil sterk wees sonder geestelike dissipline, maar vuur vra voeding. Jeremia 20 vers 9 sê, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur. Jeremia het gesê, God se woord was soos 'n vuur binne in hom. Wanneer jy die woord lees, in tyd van gebed spandeer, dan is God se teenwoordigheid daar. Begin die vuur weer aan die brand steek. Jy kan nie net leef op Sondag se boodskap nie. Jy het jou daaglikse olie nodig. Beskerm jou geestelike atmosfeer. Wie en wat jy om jou toelaat, beïnvloed jou vuur. Party mense verloor hulle passie, omdat hulle heeltyd negatiewe mense rondom hulle het, meer wêreldse dinge voed as geestelike dinge, voortdurend in drama leef. Jy kan nie 'n heilige vuur hê en heeltyd in 'n giftige atmosfeer leef nie. 1 Korintiërs 15 vers 33 sê, slegte gesprekke bederf goeie sedes. Jy met jou geestelike lewe moet jy beskerm. Vra jouself vandag af, wat kyk ek? Wat luister ek? Met wie loop ek? Wat voed my gees? Party dinge moet uit jou lewe uitgaan, sodat die vuur kan terugkeer. Onthou waar God jou uitgehaal het. Een rede waarom mense koud raak, is omdat hulle vergeet wat God vir hulle gedoen het. Onthou waar God jou gekry het. Onthou hoe hy jou gered het. Onthou hoe hy jou gedraai het. Wanneer jy God se goedheid onthou, begin jou passie terugkom. Dawid het gesê, loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Dankbaarheid hou die vuur binne in jou aan die brand. Die Heilige Gees wil jou weer vul. Jy kan nie 'n geestelike passie behou sonder die Heilige Gees nie. Menslike krag maak moeg, dit raak moeg, maar die Heilige Gees gee nuwe vuur. Op Pinksterdag was die disippels bang. Hulle was stil, hulle was onseker, maar toe die Heilige Gees kom, het nuwe vuur op hulle gekom.
Skielik het Petrus met vrymoedigheid gepreek. Siekes is genees, duisende mense is gered. Wanneer die Heilige Gees jou vul, kom daar nuwe passie, daar kom nuwe honger, daar kom nuwe krag. Moenie lou word nie. Openbaring 3 vers 15 tot 16 sê, omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspieg. Louheid is gevaarlik vir die kind van die Here. Lou mense bid wanneer dit gerieflik is. Hulle aanbid sonder passie. Hulle dien God halfhartig. God soek nie perfekte mense nie. Hy soek mense wat brand vir hom. Die Here sê vandag, word wakker, laat jou vuur weer brand. God kan die vuur binne in jou vandag herstel. Miskien voel jy geestelik moeg. Miskien voel jy geestelik uitgedroog. Miskien voel jy vandag ver van God af. Maar ek het goeie nuus vandag vir jou. God herstel die vuur. Elia het die altaar herstel en toe het die vuur geval. Party van ons moet vanaand weer die altaar aan die brand hou. Die altaar van gebed, die altaar van aanbidding, die altaar van intimiteit met God. En God gaan weer vuur stuur. Ek voel sterk in my gees, daar is mense wat eens vol vuur was, maar die lewe het jou moeg gemaak. Teleurstelling, pyn, vertraging, aanvalle, het probeer om jou passie te steel, maar die Here sê, ek blaas weer op die kole. Ek profeteer nuwe honger vir God. Ek profeteer nuwe passie, nuwe vuur, nuwe salwing, nuwe dors vir sy teenwoordigheid. Jy gaan weer bid met passie. Jy gaan weer aanbid met trane. Jy gaan weer die woord lief hê. Die teenwoordigheid van God ervaar. Die vuur gaan terugkeer in jou lewe. As jy vandag voel, Here, ek het my vuur verloor, dan nooi Jesus jou vandag nader. Hy veroordeel jou nie, hy roep jou terug. Sê vandag, Here, ek steek die vuur weer aan en kom bid saam met my. Here Jesus, vergewe my waar ek koud geword het. Vul my weer met u Gees. Gee my nuwe passie vir gebed, aanbidding en u woord. Laat my weer brand vir u koninkryk. Ek gee myself volkome aan u. In Jesus se naam. Amen. Die wêreld het nie meer koue Christene nodig nie. Die wêreld het mense nodig wat brand vir Jesus. Wanneer jou vuur brand, verander jou huis, verander jou familie, verander jou gemeente, verander die wêreld rondom jou. Moenie toelaat dat die vuur binne in jou doodgaan nie. Hou aan bid, hou aan glo, hou aan aanbid, hou aan God soek. En onthou, die vuur moet gedurig op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nooit doodgaan nie. Ek wil vanoggend saam met iemand bid. Vader, ek bid vir elke persoon onder die geklank van my stem. Laat u vuur weer brand. Herstel elke droë plek. Breek louheid af. Vul hulle met die Heilige Gees. Gee hulle nuwe passie vir u teenwoordigheid. Laat hulle ligte helder skyn in 'n donker wêreld. Ons verklaar, die vuur sal nie doodgaan nie. In die magtige naam van Jesus Christus. Amen en amen.